Laat u koninkryk kom. Papa was besig om vir Katie en Kenny 'n Bybelverhaal te vertel oor koning Dawid. Hy het verduidelik dat Dawid vriendelik was teenoor sy beste vriend se seun, Mefiboset, wat nie kon loop nie. Koning Dawid het Mefiboset uitgenooi om in sy paleis te bly en aan sy tafel te eet. 2 Samuel 9. Dit was vriendelik van koning Dawid om dit te doen, het Kenny uitgeroep. God het vir Dawid geleer hoe om 'n vriendelike koning te wees, omdat God 'n koning van vriendelikheid is, het Papa gesê. Ek sou daarvan hou om in 'n koninkryk te leef waar almal vriendelik was, het Katie gesê. Wel, wanneer ons weet hoe lief God ons het ons hom lief en het ons liefde vir ander mense ook. Dan is God ons koning en leef ons op hierdie oomblik in sy koninkryk, het mamma gesê. Wanneer God die koning van julle hart is, leef julle in sy koninkryk waar julle ook al is. Jesus het sy disippels geleer om te bid vir God se koninkryk, om in hulle lewens geleef te word. Wat 'n wonderlike gebed! Maar sommige konings is gemeen en gulsig en hulle begin oorlog om ander mense se grond te vat. Katie het hartseer gelyk. Ja, dit is omdat hulle die koning oor hulle eie lewens wil wees en hulle wil mag en beheer hê en grond en rykdom, het Papa verduidelik. Maar God is liefde en hy wil ons nie beheer nie en hy is nie gulsig en selfsugtig nie. Wanneer God ons koning is, leef ons in vrede met ander. Ons deel goed met hulle en ons is geduldig en bedagsaam. Dit is 'n baie gelukkiger manier om te leef. En wanneer ons so leef, kan ander mense sien hoe goed dit is om in God se koninkryk te leef. Dit is wonderlik! Kenny was opgewonde. Ek wil sommer nou in God se koninkryk leef. Dit klink na die beste plek om te wees. Ja, dit is Kenny, het mamma geglimlag. En ons leef in God se koninkryk in ons huis en in ons kerk en in ons gemeenskap. Waar ons ook al leef, volgens God se liefdevolle waardes, word sy koninkryk op aarde groter. Eendag sal ons almal saam op die nuwe aarde leef en sal ons in God se volmaakte koninkryk leef vir ewig en ewig. Jesus loves me, yes, I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Liewe God, ons hemelse Vader, vergewe my asseblief dat ek U nie eer en U die eerste plek in my hart gee nie. Ek loof en aanbid U, want U is my God, skepper van die heelal
en die magtige koning. Dankie dat U my seën met 'n liefdevolle gesin. Help ons om U die middelpunt van ons huis te maak. Gee ons 'n begeerte om daagliks saam met U te kom en U te eer en te loof en om na die beeld van Jesus verander te word. In Jesus se naam.